Nou, julle. Ja, hier so, ek gaan aan met Galasiërs vanaand. Galasiërs 2. Blou is in Afrikaans, swart is in Engels, rooi is die verduideliking. Ek het alles maar net vertaal van op Google Translate na Afrikaans toe, want hierdie boek het ek geskryf in Engels. Nou, hierdie is 'n plek waar party mense vasbrand, Galasiërs 2, maar dis maar omdat mense nie heeltemal verstaan van wie praat Paulus nie, en wat se wette het hulle self geskep vir hulle self om te onderhou, en hy verwys spesifiek na hulle wette en nie na Jahwe se wette nie met tye. Kom ons kyk hierna, en hoop ek is nog 'n korter video as die vorige een. Daarna, vers 1, daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saam geneem. Paulus wou die disippels inlig oor die boodskap wat hy onder die heidene verkondig. Nie omdat hy gedink het, die disippels was die hoogste gesag en dat hy hulle goedkeuring nodig het nie, maar omdat ander gelowiges na die disippels opgekyk het, of opgesien het, as leiers en die draers van die oorspronklike waarhede wat Joshua hulle geleer het. Die Messias het hulle nie 'n nuwe lering geleer wat uit die skrif verwyder is nie, want ons lees in Johannes 17 vers 6, dat die disippels die wet van Jahwe onderhou het, en dat hulle Jahwe op sy naam genoem het. Joshua het hulle vertel van die Vader se naam, en dat ons gered word deur Jahwe se naam aan te roep. Sien Handelinge 2 vers 21, en Psalm 22 vers 22, ek wil u naam aan my broers vertel, en die vergadering u prys. Ons moet in die Messias se voetspore volg. Johannes 15 vers 10, 1 Johannes 2 vers 6, 1 Korintiërs 11 vers 1. Ons moet dus vir mense die Vader se naam vertel soos die Messias gedoen het. Sy disippels het die naam geleer in Handelinge 2 vers 21, Handelinge 4 vers 12 en asook Paulus in Romeine 10 vers 13 en Hebreërs 1 vers 4. Die volgelinge van Messias het nie leringe uit hul duime gesuig nie. Hulle het die wet en profete verkondig en hul sienings op die wet en profete gebaseer. Hulle het die wet en profete aangehaal toe hulle die mense bedien het. Vandag verwerp Christene die wet en verwys nie na die wet en profete wanneer hulle verlossing verkondig nie. En mense, as jy nie hierdie solide fondasie van die wet en profete het nie, gaan jy 'n valse lering, gaan jy opeindig met 'n valse lering. Gaan jy nie die waarheid kan hê nie. Jy gaan een of ander tyd die pad byste raak, want jy moet die solide fondasie hê, net soos Paulus en die disippels en Joshua gehad het. Hulle het die wet en profete verkondig en heeltyd daarna verwys as hulle goeders sê, want die mense vir wie hulle preek moes kom teruggaan en gaan hoor wat sê die boeke wat hulle na verwys en sê, ja, dit is so, hulle is reg, dit is wat die profete sê, ja, dit is wat die wet sê. Die mense moes kon gaan vergelyk het hulle woorde met wat die woord van Jahwe sê. Vandag is presies dieselfde. Dis hoekom Paulus gesê het, die Bereëns, hulle doen goed, want hulle gaan ondersoek wat die wet en profete sê om te kyk of wat Paulus sê die waarheid is. Nou mense, jy moet dieselfde doen. Wees soos die Bereëns, gaan vergelyk jou kerk se sienings en leringe met wat die wet en profete sê. En as dit nie ooreenstem nie, dan moet jy mos jou dominee pastoor se leringe verwerp. En ek kan julle waarborg, die meeste van hulle leringe gaan nie ooreenstem met wat die wet en profete sê nie. Maar onthou wat ek julle gesê het in die vorige video's, ja, Jesaja 8 vers 20, volgens die wet en volgens, according to the law and testimony, if they do not speak according to these words, there is no light in them. Julle weet dat daar nie lig in daardie persoon is nie. Jahwe se lig is nie in hulle as hulle die wet en profete verwerp nie. As hulle daarteen preek. Galasiërs 2 vers 2, maar ek het opgegaan op grond van die openbaring en hulle die evangelie voorgelê, wat ek onder die heidene verkondig. So dit lyk my Joshua het geopenbaar dat Paulus die disippels moet gaan sien. En afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien vir te vergeefs sou loop of geloop het nie. Ons sien hier dat Paulus eenheid binne die gemeentes van Joshua wou bewerkstellig. Jahwe het aan hom geopenbaar dat hy sy leringe aan die disippels moes voorlê en hulle goedkeuring moes kry.
Paulus wou nie 'n faksie tussen Judeërs en nie-Judeër gelowiges hê nie. Galasiërs 2 vers 3. Maar selfs as Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is. Dit lyk asof besnydenis 'n belangrike saak vir die Essene was. Hulle het dit as deel van verlossing gesien. Handelinge 15 vers 1. Hulle sou nuwe gelowiges dwing om hulle fisies te laat besny, anders kan hulle nie verwag om gered te word nie. Handelinge 15 vers 1 en 2. En sekere manne het van Judea afgekom en die broeders geleer, as julle nie volgens die gebruik van Moses besny word nie, kan julle nie gered word nie. Sien julle, dis maar, ek dink presies dieselfde ding wat die Esseners ook vir die nuwe gelowiges van Galasiërs gesê het. En dit is een van die redes hoekom Paulus hierdie brief geskryf het vir Galasiërs. Daarom, toe Paulus en Barnabas 'n aansienlike stryd en twis met hulle gehad het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en 'n paar ander van hulle na Jerusalem moes opgaan na die apostels en ouderlinge oor hierdie vraag. Gelowiges in daardie dae het hulself besny, maar hulle het dit nie gedoen om gered te word nie. Hulle het dit gedoen as deel van die proses om volmaak te word en gehoorsaam te wees aan Jahwe se wet. Hulle is eers in die hart besny en later in die vlees, soos Timoteus wat deur Paulus besny is, as ook Titus. Paulus is definitief nie teen besnydenis nie, want hy het Timoteus besny en gesê in Romeine 3 vers 1 en 2. Wat is dan die voordeel van die Judeër, of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van Jahwe toevertrou is. So besnydenis is goed, dit is nie sleg nie. In Galasiërs verwys Paulus na besnydenis wat vir die verkeerde rede gedoen word as sleg. Dis waaroor dit gaan, mense vir wat se rede doen mense besnydenis, jy moet dit vir die regte rede doen. En ja, ek het self nog nie fisies besny nie, maar ek is besig om dit te konsidereer nou. Maar ja, soos ons hier so sien, dat jy eers in jou hart besny word, en dan later kan jy jou vlees besny word, soos dat Timoteus en Titus en die gelowiges van daardie tyd in elk geval gedoen het van hulle, maar dat dit nie deel uitmaak van die verlossing, van jou verlossing nie. Galasiërs 2 vers 4. En dit vanweer die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Yeshua het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring. Dit word in Handelinge 15 genoem dat die disippels tot die gevolgtrekking gekom het dat besnydenis nie deel van verlossing is nie. Hulle wou hê dat die nuwe gelowiges eers moes fokus op die uitroeiing van ou sondige gebruike en tradisies, en dan na die sinagoges moes gaan om die wet van Moses te hoor, sodat hulle die res van die wet kon gehoorsaam soos hulle dit leer. Nog 'n vryheid waarna Paulus dalk verwys, is om nie meer diere vir sonde te offer nie. As gelowiges in Jahwe het hulle Yahushua se dood as die perfekte offer vir al hulle sondes aanvaar. Paulus sal dit weer in hoofstuk 3 aanraak. Galasiërs 2 vers 5. Aan wie ons selfs nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. En dit gaan hand aan hand met wat ek vorige video vir julle gewys het van 1 Korintiërs 11, ek is 1 Korintiërs 11, maar waar Paulus sê dat mens moet nie onderdanig maak aan ander mense nie, maar dat Yahushua alleen jou hoof is. Dit gaan in hierdie opsig ook daaroor. Die ware boodskap is dat ons deur geloof in Jahwe vergewe word van ons wetteloosheid, en dan gehoorsaam ons die wet terwyl ons dit op ons harte ontvang. 1 Johannes 3 vers 24 en Johannes 14 vers 15 tot 16. Besnydenis is deel van die wet en so ook hartsbesnydenis. Die geestelike verandering kom eerste met die nuwe verbond en dan die fisiese verandering.
Die nuwe verbond is gegee in Deuteronomium 29 tot 31. Mense, dis hoe ek het verstaan, dat die nuwe verbond is die een aan die einde van Deuteronomium, net voor Moses se dood. Toe sê Jahwe, hy moet vir hulle 'n nuwe verbond gee daarso, by Moab. Hulle het die eerste een gegee by Horeb, by Sinai, en toe die tweede ene by Moab. En dit is die einde van Deuteronomium, jy kan dit gaan lees. 29 vers 1 sê, it is the, it is, dat moet sê, dit is, nou sit dit sommer daarin, ek het dit gemis. Dit is die woorde van die verbond wat Jahwe Moses beveel het, om met die kinders van Israel te sluit in die land van Moab, behalwe of buiten die verbond wat hy met hulle by Horeb gesluit het. Nou Horeb is net 'n ander naam vir Sinai, of die berg Sinai was in die area van Horeb, sover ek weet. En Paulus verwys ook gereeld na hierdie twee, die vrou van die slaaf en die kind van die slaaf en die kind van die vrye soos van Sarah. Dit is nie 'n Nuwe Testamentiese ding wat deur Joshua geïmplementeer is nie. Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word ter vergifnis van sondes. Deur geloof in Jahwe kan mense in 'n nuwe verbondsverhouding met Jahwe wees, en hulle sondes word vergewe as gevolg van Jahoshua se offer. Ek wil net noem van hierdie nuwe verbond wat Jahwe gesê het Moses moet gee vir die Israel by Moab. Dit was net voordat hulle in die beloofde land inbeweeg het. Nou dis hoekom ek sê presies net so gaan Jahwe weer eens 'n nuwe verbond sluit met ons volk, met die uitverkorenes wat bymekaar gekom het in Suid-Afrika. Hulle gaan daardie verbond moet sluit met Jahwe eers voordat hulle mag inbeweeg weer eens in die nuwe of in die Kanaan, wat net bo Suid-Afrika is tot by die ewenaar. En dit gaan weer dieselfde gebeur. Ek dink Jahwe gaan die dinge presies dieselfde doen as in daardie tyd. En deel van die verbond sal natuurlik wees dat al die mans moet fisies besny wees, glo ek. Net soos wat gebeur het met daardie verbond wat hy gesluit het voor hulle in die Kanaan inbeweeg het. En daardie verbond word genoem in Jeremia. Ek dink as Jeremia, dis het 32, waar hy praat van die nuwe verbond, en daardie nuwe verbond is spesifiek die een wat hy sluit net met die Israel uitverkorenes, wat by mekaar kom na die tweede Exodus. Nie met die hele wêreld nie. Want daardie verbond praat van Jahwe plaas sy gebooie in die mense se brein en op hulle harte. So almal gaan outomaties Jahwe se wet uit hulle koppe ken, en hulle gaan dit so ook op hulle harte hê. Net soos hierdie verbond wat van gepraat word in Deuteronomium 29 tot 31, waar hy praat gereeld van die gebooie op die hart ontvang. Met hierdie nuwe een wat Jahwe gaan sluit, gaan dit ook in ons koppe geplaas word. Maar wel die mense wat oorleef het tot dan toe. Ons kyk, Galasiërs 4 vers 24 tot 25. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slavernykinders baar, dit is Hagar, want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië, en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders saam in slawerny, ontvang die wette op hulle harte. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ja, so dis wat ek na verwys het vroeër met die slawe vrou, die Hagar, en dan die Sarah ene is die nuwe verbond, waar hy nou verwys. En ek glo dit is die ene wat gegee was in Deuteronomium 29. Deuteronomium 10 vers 16, besny dan die vooruit van julle harte en verhard julle nek nie verder nie. Deuteronomium 30 vers 6. En Jahwe, jou Elohim, sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om Jahwe, jou Elohim, lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Sien julle mense, dit is nou in die nuwe verbond hierdie
of wat ek noem die nuwe verbond, in Deuteronomium 30, wat hy sê, hy gaan die hart van die mense besny en hulle kinders se harte. Ok, dit is nie 'n moet die wet gehoorsaam nie, maar eerder 'n wil die wet gehoorsaam. Jy gehoorsaam die wet omdat jy vrygemaak is van jou vorige wetteloosheid. Romeine 3 vers 25. Ja, en Christene hou daarvan om te sê, jy wil gered word deur die wet, of jy is wetties en sulke nonsens. Die feit van die saak is, mens moet wys, jy glo deur jou werke, jy glo Joshua het gesterf vir jou wetteloosheid, dan moet jy dit mos nou wys deur weg te draai van jou wetteloosheid. En ook, omdat jy lief is vir Jahwe en wil doen wat hy van hou, onderhou hierdie gebooie, want dis wat hy van jou verwag. So, dit is 'n teken dat jy 'n verhouding het met hom. So, as jy wetteloos leef, wys jy dat jy het nie 'n verhouding met Jahwe nie, dat sy gees woon nie in jou hart nie, en dat jy nie gered is nie, dat jy nie geloof het nie, want geloof sonder werke is dood. Galasiërs 2 vers 6. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. Jahwe neem die persoon van 'n mens nie aan nie, hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. Paulus sê hier dat hy vir niemand bang was as gevolg van die range of titels wat aan hulle gegee is nie. Hy was deur niemand geïntimideer nie, aangesien hy weet dat daar geen voortrekkery by Jahwe is nie. Dit is mense wat titels gee, nie Jahwe nie. Titels beteken dus niks. Daarom sê Joshua in Matteus 23 vers 8 tot 9, maar julle laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Messias, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemele is. En hierdie vader verwys soos na die pope of paus, dit beteken vader, en hierdie is op 'n geestelike konnotasie, nie 'n fisiese, ons het almal fisiese vaders, maar hy praat van 'n geestelike vader. So hierdie ding van pastoor en dominee en mense op hulle titels noem, Joshua sê mens moet dit doen nie, so dis hoekom mense dit nie moet doen nie. Noem die persoon op hulle naam. Galasiërs 2 vers 7. Maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Petrus die vir die besnedenis, verduideliking, waarskynlik 'n verwysing na die ontmoeting wat hy met die disippels in Handelinge 15 gehad het. 2 vers 8. Want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, het my ook bekragtig met die oog op die heidene. Paulus noem hierdie byeenkoms omdat hy vir die Galasiërs wil wys dat die disippels nie gedink het dat besnydenis deel van verlossing is nie. Ja, Paulus verwys na die disippels spesifiek, want hulle het mos nou baie hoë aansien by al die nuwe gelowiges, en ek dink almal het van hulle gepraat ook, want hulle het saam met Joshua self gewandel vir 3 jaar. En dis hoekom hy graag ook na hulle verwys in hierdie brief, want hy wil vir die Galasiërs wys, dis nie net hy wat so sê nie. Die disippels het ook gesê dat besnydenis red jou nie. Dis hoekom hy vir hulle sê, selfs Jakobus, Joshua se eie broer, het vir almal gesê dat die fisiese besnydenis jou nie red nie, en ek sal dit nou verder behandel wat hy daar gesê het. Maar ja, hy betrek die disippels en Joshua se broer in die saak, en dan dit gee wat hy sê meer krag. Galasiërs 2 vers 9. En toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat al as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Okay, so wat het gebeur in die ontmoeting met die disippels? Handelinge 15 vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. 15 vers 5. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Nou mense hierdie, wat die Fariseërs wil sê, dat hulle met die wet van Moses onderhou, julle moet onthou dat die Fariseërs het hulle tradisies ook ingereken by Moses se wet. Want later hierso gaan ons sien dat in die hoofstuk,
Jakobus het spesifiek verwys dat die nuwe gelowiges moet gaan leer wat sê die wet actually by die sinagoge is, wanneer hulle dit voorlees. En dat hy later dan in dieselfde hoofstuk verwys weer na die wet, maar dat die wet, wat die tradisies van die fariseërs insluit, dat hulle dit moet vermy. En dis hoekom mens moet verstaan en die onderskeid kan maak en dit in konteks lees. Anders gaan mense dit nou nie begryp nie. Hulle praat van verskillende wette. En die fariseërs, soos ek sê, het hulle idees wat hulle bygevoeg het by die wet, ook gesien as deel van Moses se wet. Ons sien in vers 1 dat die kwessie hier die valse evangelie is om sekere dinge te doen om verlossing te verkry. En in hierdie geval om besny te word en die wet van Moses te gehoorsaam om gered te word. Die fariseërs en sieners het hul mondelinge wette as deel van Moses se wette gesien en dit selfs meer gehoorsaam as Jahwe se wette. Sien Matteus 15 en Markus 7. Later hoor ons die disippels verwys na die mondelinge wette van die sieners en fariseërs ook. Hierdie wette moet nie deur die heidene onderhou word nie. Jahwe se wette moet onderhou word, omdat ons gered is van ons wettelose ou natuur. So ja, wetsgehoorsaamheid maak deel uit van die verlossingsproses. Gaan lees maar Hebreërs 10 vers 25 tot 29 mense. Maak dit duidelik dat nadat jy Yahushua se offer aanvaar het, as jy nie ophou om wetteloos te leef nie, jy nie gered sal word nie. Jou dade wys wat jy glo. As jy glo dat 'n stoel jou gewig kan dra, bewys jy dit deur op die stoel te sit. As jy glo dat Yahushua vir jou wetteloosheid gesterf het, bewys jy aan almal dat jy dit glo deur nou die wet te gehoorsaam. Filippense 2 vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie verlossing uit met vrees en bewing. Daar sê Paulus self vir jou mense, verlossing is 'n proses. Dis nie 'n skietgebedjie wat jy gegee het een dag op 'n reëndag, en nou gaan jy hemel toe nie. Dis veronderstel om op die nou pad te loop wat die wet is. En as jy nie op daai pad is nie, gaan jy hel toe. Dis maar hoe dit werk, dis wat die Bybel vir ons leer. Matteus 24 vers 12 tot 13. En omdat die wetteloosheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hier sê jou so dieselfde. Jy moet volhard tot die einde toe in die gebooie om gered te word. Hierdie sekte van die fariseërs verwys waarskynlik na die Essene. En die apostels en ouderlinge het bymekaar gekom om oor hierdie sake te besin. En toe daar baie woordewisseling was, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, manne en broeders, julle weet dat Jahwe lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sou hoor en glo. En Elohim, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur hulle die afgesonderde gees te gee, net soos aan ons. En geen onderskeid tussen ons en hulle te maak nie, maar hulle harte deur die geloof te reinig. Nou dan, waarom versoek julle Elohim deur 'n juk op die nek van die disippels te lê, wat ons vaders en ons nie kon dra nie? Hier wys hy spesifiek na die wette van die fariseërs, wat hulle, al hierdie nonsens wat hulle bygesit het. En dis waarna hy verwys, want Jahwe se wet was nooit gesien as 'n swaar juk nie. Dit staan selfs so in die wet self, dat dit is maklik om te onderhou. En soos ons lees in 1 Johannes 5 vers 3. Hierdie juk is nie die wet van Jahwe nie, nêrens noem die gelowiges Jahwe se wet 'n juk of 'n las nie. Deuteronomium 30 vers 11 sê dat die wet nie moeilik is om te onderhou nie. Hierdie juk was die gebruike mondelinge wette wat by die wet van Jahwe gevoeg is, wat die wet moeiliker gemaak het om te onderhou. Matteus 23 vers 4. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Sien, selfs Yahushua het dit gesien, dat die fariseërs maak die wet baie moeilik om te onderhou. Maar hulle selfs gaan dit nie doen nie. Nee, hulle wil dit net moeilik maak vir ander mense. En dit wys ook dat hulle wette gesien as deel van Moses se wette.
Matteus 15 vers 8 en 9. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Is ook in Jesaja 29 vers 13. Jahosua se probleem met die fariseërs was dat hulle nie die wet van Jahwe gehoorsaam het nie. Lees ook Markus 7. Die fariseërs het baie wette by Jahwe se eenvoudige bevele gevoeg. Dit maak dit moeilik om Jahwe te gehoorsaam en hulle vervang selfs Jahwe se wette met hulle eie wette. Dit is die juk waarna die disippels in Handelinge 15 verwys. Handelinge 15 vers 11. Maar ons glo dat ons deur die genade van die meester Jahosua Messias gered word op dieselfde manier as hulle ook. Onthou dat genade in die Bybel die vermoë beteken wat ons ontvang om die wet te gehoorsaam. Titus 2 vers 11 en 12, Deuteronomium 6 vers 25 en Jesaja 51 vers 7. Handelinge 15 vers 19 tot 23. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot Jahwe bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Nou mense, hierdie goeders het jy alles gekry by die afgodstempels, en dit het alles daarmee te doen. So dit het alles te doen met paganisme, dat hulle wou hê die nuwe gelowiges moet hulle afsonder van die paganisme af en enigiets wat daarmee te doen het. En hulle noem hierdie 4 goed soos hoerery. Daar was tempelprostituie by die tempels gewees. Dan het hulle seker maar die diere verwerg. Hulle het van die bloed gedrink. En ja, die goed wat hy genoem het, dit is wat hulle gedoen het met hulle paganisme. En hy sê, dis die eerste dinge, hulle moet dadelik hulle self afsonder daarvan. En dit het te doen weer eens mense met kompromieë aangaan. Julle in die Christenkerke moet dieselfde doen as wat Jakobus hulle hierso sê, vir hierdie nuwe gelowiges. Sonder julle af van julle paganisme, draai weg, moenie kompromieë mee aangaan daarmee nie, sodat julle geestelik kan groei. Presies dieselfde boodskap vir julle mense. Draai weg van die kompromieë van die kerke, Christenkerke wat paganisme verkondig, beweeg weg af vanaf, sonder julle af van dit af, sodat julle Jahwe se waarheid kan ontvang. Alvorens julle nie julle wegdraai en ophou kompromieë aangaan met die wêreldse kerke nie, gaan julle nie openbarings ontvang van Jahwe af nie. Hierdie gebooie moes eerstens op gefokus word, aangesien hierdie 4 dinge deur die heidene in hulle tempels beoefen is en deel van hulle oortuigings was. Maar hierdie dinge was nie die enigste dinge wat hulle moes doen nie. Vers 21. Party Christene wil vir jou sê, kyk, selfs die disciples het gesê, mens moet nie die wet onderhou nie, jy moet net van hierdie 4 goed wegdraai. Maar mense moet verder lees, want die volgende vers sê dan vir jou, want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, die wet verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Want die nuwe gelowiges moet nou Jahwe se wette leer en onderhou. Dis hoekom Jakobus dit sê. Hulle het hulle nou self afgesonder van hulle paganisme af, en nou die tweede ding wat hulle moet doen, hulle moet nou na die sinagoges toe gaan op Sabbat, gaan leer die wet, want julle moet die wet onderhou. Dis wat hy vir hulle sê. Dis hoe dit werk, mense. Vers 22. Toe het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om manne uit hulle te kies en na Antiochië te stuur saam met Paulus en Barnabas, naamlik Judas met die bynaam van Barsabas, en Silas, manne wat voorgangers onder die broeders was, en hulle het deur hul bemiddeling dit geskrywe, die apostels en die ouderlinge en die broeders aan die broeders uit die heidene in Antiochië en Syrië en Cilicie, groete. Die wet van Jahwe kan deur die heidene geleer word deur elke Sabbat, Saterdag, na die sinagoges te gaan. Die heidene moes eers die 4 dinge doen wat in vers 20 genoem word, en dan die wet van hulle, wat hulle op die Sabbatdae in die sinagoges hoor, te leer en gehoorsaam. In Handelinge 15 vers 24, aangesien ons gehoor het dat sommige van wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel het, julle gemoedere verontrus deur te sê,
dat julle besny moes word en die wet fariseërs tradisies moes onderhou. Nou, dit lyk my onder die ouderlinge, of hulle het gegaan in die autoriteitkampsdag van die disippels, en vir die mense gesê, kom in die name van die disippels, en so, ons kom preek hulle boodskappe, maar dan voeg hulle goed by, en dan sê hulle, nee, nou moet julle besny word fisies om gered te word, julle moet die fariseërs tradisies onderhou, gered te word, en al sulke nonsens. En dis hoekom Jakobus nou hierdie briewe geskryf het om uit te stuur, en te sê, ons het hier nie hierdie ouens gestuur nie, ons het nie uitgestuur dat julle moet die fariseërs se nonsens gaan onderhou nie, ons het nie geteach dat julle moet fisies besny word om gered te word nie. En hierso wil ek noem, in die AENT, dis die Aramaic English New Testament, dis 'n Pike Bible. Andrew Gabriel Roth het hom geskryf, soos die Arameese manuskripte wat hy vertaal het na Engels toe. En nou in hierdie manuskrip, of sy Bybel, sê dit so: We have heard that some men from you went out and confused you with words and have agitated yourselves, saying that you should be circumcised and guard the religious customs, something that we did not command them. Sien julle, hy vertaal het reg hierso in hierdie Arameese Bybel, religious customs. Hy verwys nie na Jahwe se wet nie, hy verwys na religious customs van die fariseërs. AENT sê hierdie vers in konteks en praat oor godsdienstige gebruike van die fariseërs en die Essene. Nog 'n bewys dat hierdie wet nie na Jahwe se wet verwys nie. Jakobus sê dan, juis in vers 21, dat hulle moet gaan leer wat sê die wet, sodat hulle Jahwe se wette kan gehoorsaam. So, dit maak ons nou nie sin dat in vers 21 sê hy, gaan leer wat sê die wet, laat julle dit kan doen, en dan vers 24 sê hy, maar ons wil nie hê julle moet gaan hoor wat sê die wet nie, of ons wil nie hê julle moet dit doen nie. Dit praat van verskillende wette. Galasiërs 2:10, alleen moes ons aan die armes dink, want ek my juis oor beywer om te doen. Spreuke 14 vers 31, wie die geringe verdruk, versmaad sy maker, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, eer hom. Spreuke 17 vers 5, hy wat die arme bespot, versmaad sy maker. Hy wat bly is oor 'n ongeluk, sal nie ongestraf bly nie. Spreuke 19 vers 17, wie hom ontferm oor die arme, leen aan Jahoua, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Mense, is belangrik om die armes te onthou in ons geleedere, en om hulle te help waar mens kan. En vers 17 vers 5, ek wil net weer lees, want ek wil iets daaroor sê. Hy wat die arme bespot, versmaad sy maker. Hy wat bly is oor 'n ongeluk, sal nie ongestraf bly nie. As iemand jou te nagekom het en jy hoor dat iets slegs met hulle gebeur, dan moet jy jou nie verheug daaroor nie, want dan gaan jou straf. Dit is baie belangrik, mense, as iemand jou te nagekom het en iets slegs gebeur met hulle, sê net niks, moenie lag daaroor nie, niks doen nie. Anders gaan jou iets baie slegs op jou bring as jy daaroor bly is en jou verheug en jubel en lag en grappe maak daaroor. Jy wil nie daardie toren onnodig op jou bring nie. Dis al wat ek wil sê daaroor. Galasiërs 2 vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Die rede vir die volgende paar verse is dat die Essene hulle self afgesonder het van die nuwe gelowiges wat nie wou doen wat hulle vir hulle sê om te doen nie, soos besnydenis en diereoffers vir sonde. Dit was verkeerd en ongelukkig het selfs die ware gelowiges in hierdie struik getrap, soos Petrus en 'n paar ander Judeërs. Hulle het hulself afgesonder van die nuwe gelowiges toe die ander besnede Judeërs daar opdaag. Miskien het sommiges geglo, hulle mag nie saam met onbesnedene gelowiges eet nie. Ja, dit was maar die begin van die beweging van die geloof en so aan, en Jahoua is mos nou nie daar nie. En hulle, het is maar die groeipyne daar, en dan mense met maar nog steeds daai tyd ook maar verskillende idees ontwikkel, byvoorbeeld van miskien as mense nie besny fisies is, mag jy nie saam hulle eet nie, van die mense dalk opgekom met sulke idees, of Petrus ook met sy idee van
Mense wat nie gedoop is nie, mag nie saam hom eet nie, soos wat ons lees in Clementine Homilies, of Recognitions of Clement. Maar mens weet nie, dalk het Joshua dit vir sy disciples geleer, dat dit is hoe dit werk. As mense nie gedoop is nie, moet hulle nie saam jou eet nie. Ek weet nie. Maar ek weet, dit is iets wat Petrus wel gedoen het. Vers 12. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom eenkant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. Petrus was bang vir teregwysing van sy mede-Judeërs as hy saam met die onbesnedenis geëet het, al was hulle in hulle harte besnede. Hulle was reeds Petrus se geestelike broers en susters in die Messias. Dit is hoe Paulus hieroor gevoel het, en hy wou dit as voorbeeld gebruik, omdat die Esseners dieselfde doen. 2 vers 13. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hul geveinsdheid, of geveins. Definisie van skynheilige, 'n persoon wat voorgee dat hy of sy deugde, morele en godsdienstige oortuigingsbeginsels het, wat hy of sy nie eintlik besit nie, veral 'n persoon wie se optrede verklaarde oortuigings weerspreek. Die Judeërs het partydigheid getoon wat 'n sonde is. Jakobus 2 vers 9. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Vers 14. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Reguit oor die waarheid van die evangelie. Die waarheid van die evangelie is dat ons almal een in Messias is, en dat daar nie Judeër, Griek, man of vrou is nie. Kolossense 3 vers 11. Maar waar daar nie Griek en Judeër, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith of Scythian, slaaf, vryman is nie, maar Messias is alles en in almal. As jy wat 'n Judeër is, soos 'n heiden leef, en nie soos 'n Judeër nie, waarom dwing jy heidene om soos Judeërs te leef? Ek gaan nou 'n bietjie oor dit praat. Wanneer Paulus sê vir Petrus, sê dat hy soos heidene leef, en nie soos Judeërs nie, bedoel hy dat Petrus soos 'n heiden sondig, en nie die wet gehoorsaam soos 'n Judeër nie. Dan sê Paulus, hoe kan Petrus heidene dwing om die wet te gehoorsaam soos 'n Judeër, wanneer hy self die wet oortree deur partydigheid te toon? En dis wat dit beteken, mense, dat hy probeer sê van die heiden en die Judeër. Ons wat van nature Judeërs is, en nie sondaars uit die heidene nie. Hier is die sleutel om vers 14 te verstaan. Wanneer Paulus na heidene verwys hy na sondaars en na Judeërs, diegene wat die wet gehoorsaam. Dit is wat hy probeer sê in vers 14. Hier is die sleutel, mense, om dit te verstaan. Die Judeërs verwys na die gehoorsaames, die wetsgehoorsaames, en die heidene verwys na die ongehoorsaames, of die wettelose. Galasiërs 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mense nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Joshua Messias. Selfs ons het in Joshua Messias geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Messias en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Hier spring hy sommer in die diepkant Paulus, en hy praat oor iets spesifieks wat die Esseners geglo het, werke van die wet. Hierdie is nie Jahwe se wette nie, dis die tradisies en die wette wat die Esseners uitgedink het. As ons nie onderskei tussen die werke van die wet en die wet van Jahwe, wat op ons harte geskryf word nie, sal ons Galasiërs nie kan verstaan nie. Die enigste ander plek waar hierdie werke van die wet verskyn, is in die dooie see rolle, die sektariese manifest 4QMMT, en daar is die hele nommer daar, wat praat oor die Essene se geloof, dat gehoorsaamheid aan 24 reinheidswette hulle regverdig sal maak. Sien inleiding.
Hierdie werke van die wet kan ook verwys na die Fariseërs se mondelinge wette. Dit verwys egter nie na Jahoua se wette nie. So mense, hierdie vers het niks met Jahoua se wette te doen nie. Dit het met mense se tradisies en mense se wette te doen. So mens word nie geregverdig deur jou eie tradisies en so aan te onderhou nie. Net soos wat hy hierso sê. En hy sê deur geloof in Jahoua, en soos ek alreeds vir julle gewys het, geloof in Jahoua beteken jy onthou Jahoua se wette. Galasiërs 2:17. Maar as ons wat streef om in Jahoua geregverdig te word, self ook sondaars bevind is Messias dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Sonde word gedefinieer as die oortreding van die wet van Jahoua, sien 1 Johannes 3:4. Paulus sê, deur geloof in Messias gehoorsaam ons Jahoua se wet. As ons wetteloos bly leef, maak ons Jahoua 'n dienaar van sonde, wat iemand is wat 'n wettelose leefstyl bevorder. Ja, so, dit is wat hy sal sê. Jahoua maak hom 'n dienaar of 'n prediker van sonde as mense aanhou wetteloos leef, nadat jy hom aanneem as verlosser. En dis hoekom mense, hier sê hy duidelik vir jou, dat jy moet Jahoua se gebooie gehoorsaam deur geloof in Jahoua. Want anders, as jy wetteloos leef daarna, dan maak jy Jahoua eintlik uit as sleg, en jy vertrap hom, jy vertrap sy bloed. Net soos wat ons lees in Hebreërs 10 vers 26 tot 29. En hier het geskryf wat Christen predikers vandag verkondig, dat hulle verkondig dat mense kan maar sondig, hulle kan maar in sonde leef, na die tyd, na hulle Jahoua aanneem. Hulle moet nie die wet onderhou nie, hulle moet wegdraai van die wet van Jahoua, dat die wet is vervul, die wet is vastgenaal aan die kruis, al sulke nonsens wat hulle opmaak, wat hulle verse in die Bybel miskwoteer. En die mense so 'n gat in die kop praat en die mense laat voel, as hulle enigsins Jahoua wil gehoorsaam wees, dan is hulle wetties. Hulle het mos hulle woorde wat hulle, sulke files wat hulle trek, as jy Jahoua wil gehoorsaam, dan het hulle allerhande woordjies wat hulle jou noem, hoe jy is wetties. Daar is nergens in die Bybel wat praat van iemand wat wetties is, en wys my die vers wat praat van jy is wetties. Maar hulle maak seker goed op om mense te beledig, want hulle wil hê mense moet saam met hulle op Satan se pad stap hel toe. Galasiërs 2:18. Want as ek weer ophou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. As jy weer terugdraai na jou wetteloosheid, dan bou jy mos nou weer op wat jy afgebreek het. Petrus verwys ons ook daar soos 'n hond wat na sy braak sal terugkeer. Bou watter dinge? Ons vernietig ons ou mens wat wetteloos wou lewe. Dus as ons aan die ou mens sterf, kan ons nie aanhou wetteloos lewe nie. Want dit sal bewys dat ons nooit aan die ou wettelose natuur in ons gesterf het nie. 2 Korintiërs 5:17, Romeine 8 vers 1 tot 14. Romeine 8 vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. As ons bou wat ons vernietig het, doen ons weer die wettelose dinge, waarvan ons bekeer het. Mense, en soos ons gesien het in Hebreërs 10 vers 26 tot 29, dan kan jy nie gered word nie, as jy so maak. As jy terugdraai na jou ou wettelose leefstyl, dan is daar nie meer vergifnis vir jou wetteloosheid nie. Die IENT sê dit goed, die Arameese Engelse Nuwe Testament. For if I build again the things I destroyed, I will prove to myself that I have passed by the commandments. Dit is duidelik dat vers 16 nie oor Jahoua se gebooie praat nie, maar oor mense se gebooie, aangesien Paulus vir ons sê om Jahoua se gebooie in vers 17 en 18 te gehoorsaam. Ja, hy kontrasteer die twee. En wat hy ook eintlik probeer sê hier so in vers 16 byvoorbeeld, dat jy onderhou nie Jahoua se gebooie as jy mense se tradisies wil gehoorsaam nie. Maar as jy regtig in Jahoua glo, dan sal jy Jahoua se gebooie gehoorsaam, direk, en nie mense se tradisies nie. Hy kontrasteer basically
mense se wette en Jahoua se wet. En dat jy deur geloof in Joshua, Jahoua se wet moet gehoorsaam. Jy kan nie deur geloof in Joshua mense se wette gehoorsaam nie. Hy herhaal hierdie idee in Kolossense 2 ook, wat Christene ook verdraai. Galasiërs 2 vers 19. Want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir jou te lewe. In Engels sê dit, for I through the law died to the law, that I might live to Elohim. Nou dit is moeilik vir baie mense om te verstaan, maar ek gaan dit 'n bietjie vir julle verduidelik nou. Ons lees in Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Messias, Joshua, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Dis die twee wette wat hy hiervan praat, mense, die wet van die gees teen die wet van sonde en dood. Uiteindelik is dit waarop dit neerkom. Die wet van die gees van die lewe of die wet van sonde en dood. Die wet van sonde en dood verwys na diegene wat volgens die vleeslike verstand wandel, waarvan die einde die hel is, want in die vlees kan ons nie die wet perfek onderhou vir redding nie, sien Romeine 8. En in die vlees het jy ook nie begeerte om Jahwe te gehoorsaam nie, jy het nie begeerte om 'n verhouding met hom te hê nie. Galasiërs 2 vers 19. Want ek het deur die wet van gees van die lewe vir die wet van sonde en dood gesterf, om vir Elohim te lewe. Sien julle, dit is hoe dit gesê moet word, hierdie vers hierbo. Want deur die wet van die gees van die lewe is ek vir die wet van sonde en dood, om vir Jahwe te kan lewe. Onthou dat ons Jahwe in gees en waarheid aanbid. Waarheid wat die wet beteken. Psalm 119 vers 142 en 151. En ons kan die wet slegs gehoorsaam met die hulp van die gees. Sampatla, Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Messias gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Messias leef nou in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van Jahwe wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Die vleeslike begeertes en vleeslike verstand natuur het saam met Messias aan die paal gesterf. Deur Jahwe se gees leef Messias in ons en deur die gees se leiding gehoorsaam ons nou Jahwe se wet. En mense, dis ook weer eens waar die doop inkom. Dis baie belangrik, want deur die doop is 'n gebed tot Jahwe. 'n Gebed wat jy nie met jou mond bid nie, jy bid dit met jou aksies. Jy bid dit deur jou te onderdompel in die water. En daardeur, wat is die gebed? Dat jy sterf as die ou mens, net soos wat hy hierso sê. Dis jy wys vir Jahwe fisies deur te doop dat jy sterf as die ou mens in jou ou vleeslike natuur en jy staan op uit daardie water as 'n nuwe mens en met 'n begeerte om Jahwe te gehoorsaam, om sy wet te gehoorsaam. En jy bid dat Jahwe die hart van klip sal verwyder en jou hart van vlees sal gee, weer sensitief vir sy gebooie. Ja, dit is waaroor dit gaan. En jy doop jou in die naam van Yahushua, net soos die disippels het gedoen het. En dis wat dit beteken, die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, dis die naam van Yahushua, al drie se name is in Yahushua se naam. Want Yahushua se naam beteken Yahuwah, die Vader is ons verlossing, en soos ek in 'n vorige video vir julle gewys het, een van Jahwe se Gees se name is Shekanja. So ja is ook in haar naam. Ja, haar ander naam in die Bybel is wysheid. Galasiërs 2 vers 21. Ek verwerp nie die genade van Jahwe nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Messias te vergeefs gesterwe. Ja, en mense, Yahushua was gered deur die wet, want hy was perfek. Maar hy het gesterf sodat ons wat nie so perfek is nie, kan vergifnis ontvang vir wat ons fout doen. Maar ons moet nog steeds streef daarna om perfek te wees, soos hy sê in Matteus 5 vers 48, streef daarna om perfek te wees. En vir enige foute wat jy dan maak, soos ons sien in 1 Johannes 1, is daar vergifnis vir jou sondes, want jy streef na perfection. Jy streef daarna om gehoorsaam te wees. As jy glad nie eers streef om jou gebooie te gehoorsaam nie, is daar nie meer vergifnis vir jou sondes nie. Ek sê hierso, onthou, Jahwe se genade beteken die vermoë wat ons ontvang om
die wet te gehoorsaam, van hom ontvang om die wet te gehoorsaam, Titus 2 vers 11 en 12. Paulus sê dus dat hy nie Jahoua se vermoë wat aan ons gegee is om die wet te gehoorsaam op sy skuif nie. Paulus kontrasteer die gees met die vlees. Wanneer hulle in die vlees is, begeer mense om gered te word deur wat hulle doen sonder Jahoua se hulp en nie deur Jahoua se genade nie. Mense wat op hulle self staat maak vir redding is vol trots. Daarom is dit moeilik vir hulle om hulle aan Jahoua te onderwerp en om vergifnis te vra en te erken dat hulle verkeerd was. Om jou eie wette te skep om volgens te leef soos die Essene en Fariseërs is 'n gevolg van afhanklikheid van self, vleeslike verstand vir redding. Ons onderhou die wet want ons is lief vir Jahoua, want ons wil sy gees ontvang en 'n verhouding met hom hê. Byna niemand glo vandag dat hulle hulself kan red nie, maar in daardie dae was daar mense wat so geglo het. Soos ons mos nou sien, daar was die Esseners, lyk my van hulle wat dit geglo het, maar ook die Fariseërs. En ja, wat hulle eie wette opgemaak het en dat nie eers self probeer onderhou het, soos Joshua gesê het, maar hierdie laste op ander mense gesit het. Joshua het baie duidelik gesê dat as jou geregtigheid nie meer is as die van die Fariseërs nie, sal jy nie gered word nie, want hulle het al hierdie ekstra wette bygevoeg by Jahoua se wette, maar hulle het self nie eers die wette onderhou nie. En dit is die probleem. Jy moet nie byvoeg by Jahoua se gebooie nie, of wegvat nie. En dan moet jy dit ook self onderhou en dit preek. Dit is baie belangrik. Ok mense, dit is hierdie hoofstuk gedoen. 'n belangrike hoofstuk, en amper so lank soos die vorige video. Maar dit is wat dit is. Dit is die waarheid hierdie, en julle kan dit maar deel met ander mense, wat dalk sukkel om Galasiërs te verstaan. Hierdie is, ek dink, seker die mees akkuraatste verduideliking van Galasiërs wat julle sal kan kry. Jahoua se gees het dit aan my openbaar oor 'n tydperk van 'n paar jaar. En nie net Galasiërs nie, maar al Paulus se briewe wat ek opgesom het, in boekvorm gesit het. En as partykeer soos ek dit geskryf het Jahoua se gees die openbaring so gebring, soos 'n vloed, dit so ingevloei, soos ek skryf, kom die openbarings en ek hou net aan skryf en skryf en skryf. Dit is nogal amazing, dat ek het ook so baie geleer soos wat ek hierdie deurgewerk het. En Jahoua se gees dinge aan my geopenbaar het, is baie nice. Ja, so hier sal goed wees wat julle hoor, wat julle nooit van sou gehoor het nie. En dis net wonderlik dat Jahoua goeders openbaar aan mense, al is hulle nie goed met praat nie, al is hulle introverte. Jahoua kan dinge openbaar aan enigiemand, né? Net soos wat hy Moses gebruik het, wat gehakel het of gesukkel om te praat, maar hy was 'n leier van miljoene mense vir 40 jaar. En so kan hy my ook gebruik, wat ook sukkel met praat, maar hy het my baie openbarings gegee oor sy woord, en dis wat ek nou maar deel met julle. En ja, dis maar hoe dit werk in die lewe, né? Geniet julle dag, en ons praat weer volgende keer. Totsiens.